Goeiemôre julle. Ek lees gisteraand vir die kinders uit Genesis 12 uit waar Lot staan en Abraham sê vir Lot, as jy links gaan, sal ek regs gaan. Kies jy waartoe jy wil gaan. Die land was te klein vir hulle gewees waar hulle gebly het en hulle het nie genoeg plek gehad vir al die mense en al die diere en al die dinge nie. So toe sê Abraham, okay, maar dis tyd, die mense het onder mekaar begin beklei en hy sê, okay, kies jy 'n kant waartoe jy wil gaan. En soos mens, en dit dink my toe gisteraand daaraan, dat soos ons as mens, wat kies ons? Soos Lot het gegaan en hy het gekyk links en regs, en Genesis sê dit so mooi, Genesis 13 sê dat die deel wat Lot gekies het, was well watered, dit het gelyk soos the land of the Lord, the garden of the Lord, en dit is wat Lot gekies het, en Abraham vat toe die ander deel, Abraham vat toe die deel wat, hy weet nie wat voor hom is nie, net so afhanklik van God. Dit is presies so in Genesis 12 wat God vir Abraham gesê het, gaan, verlaat jou land, gaan weg van jou land af, jou huis af, volg my, ek sal jou lei. En dit was my so 'n mooi voorbeeld wat Abraham vir ons stel. Abraham, die vader, die voorvader, het so 'n goeie voorbeeld van ons gestel van one step at a time, om op so afhanklik te wees van God, nie die goed wat ons sien nie soos Lot, die beloofde land, hierdie water, well water, the land of the Lord, alles lyk lush en wonderlik, en alles lyk net goed en klaar uitgefigure, asof jy voorsiening gaan kry, en dan soos Lot, wat Sodom en Gomorrah die Here heeltemal destroy, want waarop het Lot staat gemaak, waarop het die mense staat gemaak, waar hy homself mee surrounded. Maar my punt wat ek wil maak, is dat in daai oomblik toe ek het gisterand lees, is dit net soos die Here wat my sê, rarig, stap in vertroue met God, stap asof jy so afhanklik is van die Here, dat jy nie weet wat gaan môre inhou nie. Nie Here, ek gaan dit en dit môre doen nie, maar wat wil U hê moet ek doen? Lei my in hierdie dag. En die hele Abraham se lewe was so wonderlike voorbeeld van hoe Abraham se geloof gegroei het, hoe Abraham se afhanklikheid, hy was so gehoorsaam gewees, as God dit gesê het, het hy dit gedoen, en hy het volhard, hy het so volhard, want God het nie net vir Abraham 'n belofte gegee, dat jy eendag 'n nageslag gaan hê nie, hy het dit vir hom 'n paar keer gegee, hang nou af hoe baie jy inlees in dit, maar hy het 5, 6, 7 keer vir hom beloftes gegee, dat hy 'n nageslag gaan hê, en tog het Abraham aanhou vertrou op Here, aanhou stap, hy was 'n vriend van God, as ons lees wat die woord van die Here sê, Abraham was 'n vriend van God gewees, so hy was so naby, hy het in 'n covenant met die Here, hy het heeltyd, stappie vir stappie, het God hom gelei, hy was so naby, en wat 'n voorbeeld om so naby aan die Here te loop, dat ons nie 'n tree vandag vorentoe gee, sonder dat God dit nie sê nie, sodat jy so in eenheid met die Here stap, heeltemal afhanklik van hom. Ek weet, dis definitief 'n gebed vir my, dat ek nie kyk in die natuurlike nie, dat ek nie kyk en dis klaar uitgefigure, hierdie boksie is klaar afgetik, hierdie voorsiening, hierdie protection, hierdie is klaar gedoen nie, maar dat ek so afhanklik is van God, en so in hom vertrou, dat ek weet, dat God gaan my mossie losie, God gaan my nie hier losie, He's never gonna leave me, nor forsake me, Galasiërs, Deuteronomie sê, Deuteronomie 31 vers 6 sê, that the Lord my God will not leave me nor forsake me. Dat ons so stap soos Abraham gestap het. Hy het so goeie voorbeeld gestel, 25 jaar lank die belofte van jy gaan 'n kind kry. So is nie net een belofte en opgehou nie. So hoe lank, wat se belofte het God vir jou gegee? Wat se opdrag het hy vir jou gegee? Wat se profetiese woord het hy vir jou gegee? Wat vertrou jy vir hom oor, en hoe lank is dit al? Want Abraham het 25 jaar lank, het die Here gekom en dit weer bevestig, want hy's 'n goeie God, hy kom vat ons daar wat ons onseker is, en hy sê, hierso, ek is met jou, hy's so genadig, in oomblikke wanneer ons net wil twyfel, sê hy, hier is ek is met jou, hierso gee ek weer die belofte vir jou, hier gee ek weer die belofte vir jou, of ek gee die voorsiening vir jou, of ek gee die deurbraak vir jou. Maar 25 jaar lank het hy volhard, hy het nooit opgegee nie, hy het nooit bitter geraak nie, hy het aanhou stap.
So my gebed net weer vandag vir ons is regtig om so vir Jesus te soek, dat hy ons eerste liefde sal wees, dat Jesus nommer 1 sal wees, en dat daai koneksie wat jy vorm met God, dat jy so afhanklik is van hom. Ek wil totaal en al afhanklik wees van hom, want sonder God kan ek niks doen nie, sodat ons regtig stap, Here, dit is my planne vir môre, maar laat U vooruit stap. En die woord wat sê, God stap voor jou en jy stap agterna, maar jy moet so in tuned wees met God, jy moet so jou oë toe hê en so rely aan hom, dat jy stap wanneer God stap, dat jy sien waantoe hy op pad is, dat jy hom volg in dit in, en nie dat jou eie wil geskied nie, nie dat jy jou eie dinge doen nie. So, die hele Genesis, van Genesis 12 af kan ons lees, vir 25 jaar lang, Abraham was 75 toe God die eerste belofte vir hom gegee het, van sy nageslag, en hy was 100 jaar oud toe Isak gebore was, en hoe hy regtig net gekom het heeltyd, wat Abraham so afhanklik van God gelewe het, wat hy nederig was, in daai oomblik wat hy gesê het, Lot, kies jy die en ek kies daai, en hy was humble, hy was nie vol ekke, prideful, wat wil ek hê nie, maar hy was, hoorie, kies jy eerste. En toe hy sien, okay, maar hy kry nie die wonderlike mooi land nie, was hy nie ontsteld en sê, Here, wat moet ek nou doen nie? Hy sê, Here, I know you, I know my God will provide for me. En so afhanklik wat hy was van God af. So, wat ons leer van Abraham, hy was nederig. Hy was nie vol van selfwees, net my eie ek wat ek wil nie. Hy het volhard in sy situasie, hy het volhard in sy belofte, hy het aanhou bid, hy het aanhou glo, hy het aanhou vertrou, hy het gegroei in dit, in sy verhouding met God het hy gegroei. Dit was nie net eendag so en toe hy dadelik vir Isak gaan opoffer nie. Hy het 'n pad gestap met God en daai pad het hom laat groei in sy verhouding met Jesus. So sy geloof, sy hoop het bly groei in Jesus. Hy was gehoorsaam geweest. Hy was nederig, hy het volhard, hy was 'n vriend van God. So ek wil vir jou, my gebed vir jou is vandag is, kom ons wees meer soos Abraham, die goeie voorbeeld, die goeie vader wat hy vir ons hierdie voorbeeld gestel het, hoe om afhanklik, totaal en al afhanklik te lewe aan ons Vader. Totaal en al afhanklik van God te lewe. Dat sy sy wil geskied en nie myne vandag nie. Here Heilige Gees, dankie dat U in ons is, met ons is, om ons is. Dankie dat U vooruit gaan en ons kan agterna gaan, Here, maar laat ons so afhanklik is van U, Here, dat ons nie ons dag kan begin sonder U nie. Here, ons kom vandag op ons knie en sê, God, ek kan niks doen sonder U nie. En hy sê vandag, soos hy Nathanael gesê het, ek het jou gesien sit onder daai boom. God sien jou waar jy is. Dankie Here dat U nie ver is nie, dat U naby ons is. Hy sê ek lewe in jou en jy in my. Dankie Jesus dat U met ons is en dat U voor ons uitgaan en saam met ons hierdie pad stap. One step at a time. One step at a time. So laat ons vandag stap. In Jesus naam bid ons dit. Elke stappie vir stappie, moenie dink aan die groote ongemaklikheid, hoe hierdie land, hoe hierdie probleem, hoe hierdie situasie voor jou nou lyk nie. Soos Abraham het nie gekyk links of reg, hy het gekyk, Here, ek vertrou U. Maak nie saak hoe mooi Lot se land lyk nie, ek weet wie my God is, en my God het alles gemaak. Hy het al die berge, al die riviere, alles wat Lot klaar ingestap het God net weer vir Abraham gegee, en soveel meer. Okay. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.